dit is adventstyd. Advent beteken verwagting of koms. Dis 'n tydperk van afwagting op die koms van Christus. Nou vier ons sy eerste koms, 4 weke voor Kersfees. Vier ons dan Sondag na Sondag. Dit wat hy gebring het vandag, die eerste Adventsondag, is die Sondag van hoop. En ons het die gebruik hier dat 'n lidmaat vir ons daai kersie kom aansteek. Ons vra so lidmate wat hier is, en ons het nou hierdie week vir, ek sê Juffrou Hetty, want almal weet van wie ons praat as ons sê Juffrou Hetty Malherbe. Ons vra nou vir Juffrou Hetty, kan maar vorentoe kom, Hetty asseblief, en Juffrou Hetty wil dan vanmôre, sy gaan vir ons die eerste adventskers kom aansteek. Baie dankie, het jy nou terwyl, dit gaan vanmôre in die prediking, in die diens, die hele diens gaan oor hoop. Het jy wil gerus hier staan met die, maak jy so lank tuis, hier het jy het ook 'n hele ruk gelede vir my gevra, of sy nie iets net kan deel met ander, sy het iets op die hart, oor dit wat die Here vir haar gedoen het. Daarom, dit is nie vanmôre net 'n item, of om net sommer net vir Juffrou Hetty nou 'n spreekbeurt te gee, dis nie die geval nie. Sy het al 'n hele paar weke gelede het ons 'n gesprek hieroor gehad, en ons het dit laat oorstaan tot vandag, want dit is 'n rustige Sondagoggend, dis nie ander dinge nie, en omdat dit vandag die eerste Advent is dit vandag die kers wat ons aansteek as simbool van Jesus Christus bring hoop in ons lewe. Daarom dit wat nou hier gebeur, die aansteek van die kers, dit gaan nie oor die kers nie, maar dit gaan net daar, ons dink Jesus Christus bring hoop. En dit sluit aan by dit wat op Juffrou Hetty se hart is, want sy wil persoonlik, sy wil nie nou met julle vir julle preek gee oor hoop nie. Sy wil nou iets sê oor hoe sy nuwe hoop in die jaar 2016 gekry het, toe dit met haar nie so wat wonders gegaan het nie. Hetty is baie welkom. Goeiemôre aan almal. 'n tydjie gelede, plus minus 4 maande gelede, het Dominee Andrei vir my gesê, Hetty, jou lewenslegkaart het van die tafel afgeval. En hy lê in stukke op die vloer. Wat nou oorbly is dat die Here en mense jou moet help om die stukkies een vir een weer op die tafel te kry en om so weer 'n geheelbeeld te vorm. Want in die minder aangename tyd het ek my identiteit verloor. Ek getuig nie vanoggend uit pligsbesef nie. Ek het nog altyd in God geglo, maar in die situasie waarin ek by my bevind het ek hom persoonlik ervaar. Daarom moet ek van sy liefde getuig. Dis God se werk dat ek nou hier kan staan om te getuig. Sou u my vra om 'n opskrif, om 'n samevatting te gee van my getuienis, sou dit wees: hoekom dan ek, Here? Ons almal beleef soms moeilike tye. Woestyntyd is daar waar ons glo dat genade ons verlaat het. In ons uniekheid verskil elke mens se seer. Maar deur ons stories te deel, kan ons mekaar se laste dra. Dit het op daardie stadium vir my gevoel of die lewe my 'n uitklop hou in my maag gegee het. So beleef almal van ons seisoene van swaar kry. Vir enige gelowige is 'n wildernisseisoen onverklaarbaar en bitter eensaam. Die hitte van die vuuroond het my gelouter
Hierdie wilderniservaring het vir my 'n tyd van selfondersoek geword. Hierdie ervaring het my gestroop, totaal en al. Hy het my in voeling gebring met my naakte self. Ek moes op 'n komplekse wyse, fisiek en geestelik, hierdie gebeure verwerk. 'n Enkele waarheid, en dit is die spulpunt van my getuienis, 'n enkele waarheid staan vas. God is by ons, ongeag wat ons ervaring is. Hy is by ons. Hy het hierdie ervaring, wat 'n bittere beproewing was, gebruik om my te skoei en my geleer om sy stem te erken. En so ook weer my ware identiteit te vind. Dalk voel en dink 'n mens anders wanneer jy in die midde van so 'n ervaring bevind. Maar dit kan ek u verseker, daar is geen wildernis so afgesonder dat God nie daar saam met jou is nie. Hy was in my donkerste ure. Hy was daar. Anders het ek nie vanoggend hier gestaan nie. Ek kon voel hoe sy linkerhand en sy regterhand my vashou. Ek kon dit voel. Hy was daar in my donkerste ure. En met daardie vashou het hy sy kalmte en sy vrede oor my gebring. Daar was in my niemandsland, in my Getsemane, was hy daar. Hy het langs my gekniel en gewag vir ure. En toe die lig deurgebreek. Al my lof aan my verlosser. 'n Kort stukkie uit 'n baie bekende gedig. 4 mure teen die suidewind. My swart oog vrou, my blond haar kind. Karriehout-stompe in die vuur, ketel en kachel brons geskuur. My bondkoei lê op die koringstrooi. My swart haan roep die dagbreek rooi. So deur die lang dag sing die reën. Moflammer sal ek vroeg my speen. Die wendam stoot sy uitloop oor en blink breek my ploeg die middel voor. So lui G.A. Watermeyer se gedig Reën in die voorwinter, wat aan meeste van u bekend is. In God se teenwoordigheid het ek beskutting gevind teen die dinge wat my bedreig het. Sy skure is tot boordens toe vol van beloftes. Nie slegs wanneer dit met ons goed gaan nie, en dit dan natuurlik as selfsprekend beskou nie, maar ook wanneer ons lewe onherbergsaam en uitsigloos voor ons trek. Op daardie stadium het die lewe nie vir my sin gemaak nie. Psalm 61 vers 3 tot 5 se woorde het my gemoed gesus, daar waar ek op die kamervloer gelê het. En dit het my onstuimige gemoed stil gemaak. Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na u. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. Ons hoef niks te vrees nie. Hy nooi ons vir u en vir my om skuiling te vind by hom. Nie net tydelik nie. Nie net
vir 'n wyle totdat die storm bedaar het nie, totdat die giere weer verby is nie. Sy uitnodiging sluit baie meer as dit in. Dis hartlik en vriendelik. Hy nooi ons uit. Hy nooi ons uit. Ons moet net daarop antwoord. Kom bly by my vir nou en ewig. Ek sluit af, daar's 'n lofsang in my hart. U ken dit almal. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Ek het 'n diepe vrede gevind. Hemelse wysheid om die groter prentjie te sien. Ek het perspektief en aanvaarding gevind en daarby nuwe hoop en moed vir die dae wat wag. Aan U alleen my dank. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en prys U naam. Here, U is groot en soos wat ons vanmôre ook in hierdie getuienis en in die lied gehoor het, Here, en daarin gedeel het aan U werke en van U hande wat ons vashou. Here, so is U hande rondom ons en ons loof U, Here. Dankie dat U ons ook veral in ons donker oomblikke en oomblikke wanneer ons regtig nie kan sien om verder te gaan nie, dat U dan daar die vlammetjie van hoop weer kom aansteek, dat U vir ons weer 'n bietjie moed gee, al is dit miskien nie baie nie, maar dat U vir ons weer so 'n bietjie hoop gee en moed gee vir die volgende paar tree. Dankie vir die Here dat U met elkeen van ons is en dat ons elkeen vanmôre daarvan kan getuig. Nie net sommiges nie, Here, ons almal is vanmôre weer bemoedig ook hierdeur dat ons kan ook elkeen getuig van U goedheid. Here, ons wil vanmôre ook vra dat U woord vir ons sal oopmaak. Spreek, Here, sodat ons kan luister en hoor wat U vir ons wil sê. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons kan die Bybels oopmaak by 1 Tessalonisense 3. Die Bybels by 1 Tessalonisense 3. Ons gaan lees vanaf vers 9 tot 13. Maar voordat ons vanmôre die Bybel lees, gaan ons eers uit die burger lees. Ek het hier 'n bladsy saamgebring van die burger van Vrydag. Vrydag die 25ste November. En dan lees ons hier onder die berig, ja, dit is nou net langs die spotprent. Dit gaan oor cricket en dinge. Langs die kommentaar is daar 'n berig van Iver Price. Nou, ek gaan net grepe lees, so ek gaan nou nie die hele storie kan volg soos wat ek dit lees nie, maar Iver Price is 'n kleerling seun wat groot geword het daar in sy woonbuurt en hulle het net uitgesien na Adderleystraat se liggies. Die hele jaar het hy en sy maatjies uitgesien na wanneer Adderleystraat se liggies aangeskakel word. En nou is hy 'n joernalis by die Burger. En ek lees dit hier as Iver Price die volgende skryf: oor Kersliggies laat jou nog 'n bietjie vasbyt. Hy skryf: miskien is dit 'n blote toevalligheid, maar dit voel vir my of al die inwoners in my grootwordplek van dese week gelyk al Kersbome uitgepak en die liggies aangeskakel het. Saans wanneer die strate stil is, flikker die liggies van hoop skielik teen die diefwering. Hoor jy die kontras? Flikker die liggies van hoop teen die diefwering. En stadig maar seker begin ons die slapies tot die groot dae aftel. Dit was 'n lang jaar, 'n besonder moeilike jaar, waar die meeste van ons so amper uit 'n klop
'n uitklophou gegee het. Maar dit het nie. Ons staan daarom nog. In die volgende sin is daar 'n woord. Nou die woord omskryf nie die man se gevoel, maar dis nie kanseltaal nie. Met die kerkraad se toestemming moet ek die woord lees of los. Mag ek? Mag ek dankie. Dan lees ek dit. Hy sê, maar dit het nie. Ons staan daarom nog. Nes ons op moedverloor se verdomde vlakte wou gaan sit, het ons weer onthou van die kersboom en die kleurryke versierings wat iewers in 'n kas weggepak is. Vreemd is dit nie. Hoe 'n paar kersliggies 'n mens se gemoed kan ophelder, na byna 'n jaar se gesukkel en gewoel met die politiek, ekonomie, werkdinge, asook al die persoonlike dramas waarmee ons in die geheim worstel. Die liggies gaan eintlik oor veel meer as net die kersversierings. Dit is oor die belofte van 'n nuwe dag, om opnuut moed te skep en ten spyte van alles vorentoe te kan beer. En dan slaan ek oor hoe hy nou geskryf het in Adderleystraat en hulle woonbuurt in liggies en ek slaan oor hoe hy nou vertel van die verskillende wêreldstede van 'n Washington en 'n Londen en wat daar gebeur en dan skryf hy daar die liggies vertel wêreldwyd. En so in die middel sê hy 'n aand lank vergeet ons eenvoudig van die dinge wat ons anders maak en fokus op die innerlike lig wat ons uitstraal. En sy slot, wat sou ons tog doen sonder die tussen hakies toegegee tydelike tikkie van hoop wat die kersliggies bied. Dit stel ons in staat om nog 'n paar weke vas te byt voor die groot oorbegin van die nuwe jaar. Kersliggies stel ons in staat om nog 'n paar weke vas te byt voor die oorbegin van 2017, Januarie maand. Lees ons uit die brief aan die Tessalonisense, dan moet ons hierdie hele brief in sy geheel beskou, en daarom gaan ek net 'n paar verse lees by 1 Tessalonisense 3 vers 9 tot 13, maar net die boodskap van hierdie brief, waaroor gaan dit as Paulus skryf? Paulus skryf aan 'n klein groepie gelowiges in die stad Tessalonika, wat besig was om geheel en al en totaal en al hulle hoop te verloor. Nog 'n getuienis, en ek glo, ek praat nie uit persoonlike gesprekke nie, maar ek doen dit as 'n getuienis. Van by ons siekes moet ons asseblief die naam voeg van Suster Corine Olofsen, wat nou vir 'n paar dae in Huis Formosa is terwyl haar kinders vir 'n troue in die Vrystaat is. En daar op die plaas by haar dogter, waar sy worstel ook met haar siekte, het sy net dit gesê, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Maar so nou en dan wil die geloof maar net wankel. So nou en dan voel ons net, ons gaan dit nie maak nie. En dit is aan hierdie mense wat Paulus skryf in sy brief aan die Tessalonisense, want Paulus het daar gekom en hy het een groot moeilikheid gekry. Hy het in die sinagoge het hy gepreek dat Jesus die Messias is. Vandag is die vraag by die vandagse vraag en vanaand se vraag. Dit is nou ter inleiding van vanaand ook. Vanaand word nie gepreek nie. Die vraag is net, die vraag vanaand is, dit een vraag vanaand. Wie is hierdie man? Dis die een vraag. Wie is hy?
Nou Paulus het gaan preek in Thessalonika, en hy het gesê, maar hy is die Messias, hy is die koning, en toe hy dit sê, toe pak die Jode hom, in die sinagoge, en hulle vervolg hom, en hy is by Jason, Paulus en Silas is by Jason in huis, en hy met skuil, en die Jode wil hom doodmaak, hulle wil hom wegjaag, en Jason, sy gasheer, pleit vir by die Jode, en hy is daar weg, soos wat daar ook maar redelik baie pastore en dominees ook maar by gemeentes weg is. Hy is daar weg met 'n verskriklike gevoel oor Thessalonika, maar in Thessalonika is daar 'n groepie mense wat tot geloof gekom het gedurende daardie tyd toe hy en Silas daar was. En hy verlang na hulle, want nou is Paulus in Rome en hy's verhoorafwagtend. Min tyd. En nou het Paulus self ook maar nie hoop nie. Bedoelende, hy is die man wat skryf oor hoop, maar sy vlammetjie brand ook maar laag van tyd tot tyd. Maar wat vir Paulus nou in die tronk in die lewe hou, is sy gedagtes aan die gelowiges waar hy beweeg het. En hy dink aan daai groepie in Thessalonika, daar waar hulle hom wou doodmaak, en Jason het vir hom gekeer en hom weggesteek, en hom so by die stad uitgekry, en na hardloop Paulus en Silas, al vlugtende, omdat die mense nou nie van hulle gehou het nie, en van dit wat hulle gepreek het nie. En nou dink hy aan daai groepie in Thessalonika, en toe kry hy 'n boodskap, want Timoteus het hulle gaan besoek, en Timoteus stuur vir Paulus 'n boodskap, en hy sê, Paulus, ek het eers die goeie nuus en dan die slegte nuus. Die goeie nuus, Paulus, daardie gelowiges, daai eerste groepie, stuur vir jou groete. Hulle sê vir jou wat daar is in die Rome is, hulle stuur hulle liefde vir jou. Hulle sê hulle het jou baie lief, Paulus. En toe Paulus dit hoor, toe kry hy sy moed. Want dis al wat hoop gee. Al wat moed gee, is net die liefde van gelowiges. En Paulus skep moed. En hy skryf 'n brief, maar voor hy begin sê Timoteus vir hom, dis die goeie nuus, maar die slegte nuus is, Paulus, hulle word aangeval. Hulle is besig om hulle moed te verloor. Hoekom? Want Paulus het gesê, julle moet net uithou, want Jesus kom weer, en nou is daar die mense wat sê, sien julle, Paulus is weg, en Jesus het nog gekom nie. Paulus het nonsens gepraat. Jesus het nie gekom nie, daar is nie iets soos 'n wederkoms nie. En nou is hulle besig om hulle hoop te verloor. Hoop, dis waaroor Juffrou het vanmôre ons nou getuig het. Die omstandighede dryf hulle nou om hulle hoop te verloor. En nou sê hierdie mense nog, by dit alles, dit help ook nie hoop vir eendag nie, want Jesus gaan nie weer kom nie. En nou wil daai vlammetjie van hoop, in Thessalonika wil daai vlammetjie van hoop, soos hy nou die windjie om ook maar daar waai, daai vlammetjie wil nou net doodwaai. Maar die bietjie hoop wat Paulus gekry het, gebruik hy nou, want hulle liefde in Thessalonika het sy geloofsvlammetjie brandend gehou. En dan skryf hy vir hulle, en hy gee vir hulle hoop. En dan sê hy in 1 Tessalonisense 3 vers 9 tot by vers 13, so in die middel, jy moet gerus maar daai hele boek gaan lees, maar sê hy, hoe kan ons na behore aan God die dank bring vir al die blydskap wat ons vir hom oor julle het? Jy sien wat gee vir Paulus moed? Toe hy hoor van daai geloofsgroep, en hy hoor van hulle geloof en van hulle liefde, toe raak Paulus bly, in die tronk, net soos hy in Filippi ook begin lofsange sing het. Dag en nag bid ons met ons hele hart, om julle weer persoonlik te mag sien, en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek.
Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak. En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God, ons Vader, sal staan, wanneer ons Here Jesus Christus kom, saam met al sy engele. Amen. En hiermee sê Paulus vir hulle, hy bemoedig hulle, hy gee nie vir hulle leë beloftes en klomp, kan ons sê in ons taal, klomp teksverse en preke nie. Maar Paulus sê vir hulle, as daar een ding is waaroor ons kan bly wees, met al die slegte goed wat in die wêreld gebeur, en ook die goed waarna Iver Price hier verwys, en met die dinge waaroor ons vanmôre nagedink het, dat dink ons assosieer ons baie met die getuienis ook van vanmôre. Maar as daar een ding is waaroor ons kan bly wees, as alles van ons weggeneem word in die lewe, en het ons dit nie vanmôre, ek wil maar net terugkom na die getuienis toe, omdat ons korter te gaan preek dan, dat al wat jou staande hou, is net God se liefde. As jy niks meer het nie. Maar nou is dit ook so, dat jy ook aan God se liefde kan begin twyfel. En dan moet jy nie dink, jy is nou ongelowig nie. Jy kan selfs, jou geloof kan selfs begin wankel. Dis moontlik, dat 'n goeie getroue kind van die Here ook kan sê, weet jy, ek is nie eens meer seker of ek glo nie. Dit is moontlik. Dis moontlik dat ons by 'n punt kom dat ons kan sê, maar ek is nie so seker of die Here my liefhet nie. Want dis my omstandighede wat my daartoe dryf, is moontlik. Maar al wat daardie vlammetjie van moed en hoop dan weer kan aansteek, ja, dit is in my onderbewussyn weet ek, God is daar, hy is by my, dit is so. Maar wat in Paulus se geval gewerk het, is toe hy hoor van die liefde van 'n paar Christene in Thessalonika, daar waar hulle hom weggejaag het. En toe die mense in Thessalonika hoor van Paulus se liefde en omgee, en toe hulle paartjies in Thessalonika weer by mekaar kan uitkom, vir mekaar kan sê, maar kom wat wil, ons deel God se liefde met mekaar. Dis al. Dit is die olie in die lampie. Terwyl ons wag vir die bruidegom om te kom, is die olie in die lampie die liefde van medegelowiges. Om ons krag te gee vir ons almal om uit te hou, nog 'n dag, nog 'n Kersfees, nog 'n nuwe jaar. Terwyl ons wag op die bruidegom. Wanneer gelowiges mekaar met die liefde van Christus liefhet, dan skep hulle moed en het hulle hoop vir die nuwe jaar. Kersliggies herinner ons aan God se liefde vir die wêreld, maar ook vir my. Daarom skep moed. God het jou nog steeds lief. Hy kom regtig weer. Daar's mense rondom jou wat jou liefhet. Daar's hoop. Here ons God, dankie dat U ons liefhet, daarom het ons hoop.
Dankie vir gelowiges, dankie vir familie, dankie vir vriende, vir mense, Here, wat werklik mekaar liefhet. Daarom is daar hoop, Here, ook vir hierdie wêreld. Want daardie vlammetjie van hoop sal nooit geblus kan word nie. Daar's hoop. U lewe en u kom weer, Here. Amen. Liewe broers en susters, omdat en solank as wat God jou liefhet, en dis vir altyd, omdat sy liefde daar is, sal jy altyd hoop hê. Daarom, God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen.